Ons eindig vanoggend ons Paasfees reis, maar die ware reis begin mos nou eintlik môre wanneer ons in die wêreld ingaan. So ons tema vanoggend is oorweeg Jesus. Daar's 'n vraag wat ek nogal baie kry. Dis 'n vraag wat vir my so half uitstaan onder vra. Dis 'n vraag wat ek by baie gelowiges kry, mense wat Jesus volg. Dis ook vreemd genoeg 'n vraag wat ek baie van my ongelowige vriende kry. En die vraag is: wat vat dit om reg te wees met God? Jy het dit al ooit gewonder? Jy het dit al ooit gedink? As jy het, dan is jy een van baie mense wat dit gewonder het of gevra het. As ons eerlik is, en dis baie belangrik, moet ons erken dat ons kom partykeer op 'n punt waar elkeen van ons worstel met hierdie vraag. Veral wanneer die lewe onseker is, wanneer daar verlies in die lewe is, wanneer ons besef dat ons onsterflik is. Ek het nogal baie oor God gedink hierdie naweek, nie net omdat dit Paasnaweek is nie, maar omdat daar hierdie ding in die wêreld aan die gang is van die eerste keer in 54 jaar is al mense op pad na die maan toe. En as 'n ou so na die grootheid kyk van dit alles, en ek hou daarvan as ek hulle foto's sien, dan is ek soos, daar is 'n groot God. Dan breek alles in my brein versus evolusie en allerlei teorieë na, daar moes iets groter wees wat hierdie beplan het en bewerkstellig het. En vir ons wat glo, vir ons wat Jesus volg, vir ons is dit God. Omdat God so groot is en so ver bo ons verhewe is, dit is nogal normaal vir ons as mens om te vra, maar wat moet ek doen om reg te wees met God? Nou, ons leef in 'n wêreld waar daar baie verskillende oortuigings is. As jy nou van die jonger mense is, dan sal jy weet, jy's baie meer blootgestel aan ander stemme. Jy's baie meer blootgestel aan ander teorieë met mense wat verskillende oortuigings het. Daar's baie mense wat sê alle paaie lei na God toe. En dis een van die goeters. Wat sê alle paaie lei na God toe. Maak nie saak wat jy glo nie, solank as wat jy opreg is. Dat jy al jou godsdienstige goed doen, dan sal jy okay wees. Baie keer hoor ek mense praat oor wat moet hulle doen en wat moet hulle nie doen nie omdat hulle begeerte het om nader aan Christus en nader aan God te kom nie, maar omdat hulle daai tikboksie soek, om hulle te laat dink, maar okay, as ek al hierdie goed net gedoen het, dan is ek okay. Wes Half het ek 'n video rukkie terug van gekyk en saam met die tieners nou die aand gekyk wat die ongelowige podcast ou van vra, so am I going to hell? En toe sê Wes vir hom, yes. Hy sê, maar ek's 'n goeie mens, ek gee geld vir armes en goed. Hy sê, maar dis goed, maar wat ek glo en wat ek verstaan wat die Bybel my leer, is dat as jy nie Jesus ken nie, dan gaan jy nie daar kom nie. Dis waaroor vanoggend gaan, oorweeg Jesus. As jy daaroor dink, al die goed oorweeg, karma, eie pogings, goeie werke, dan staan die Christelike geloof eintlik uit. Al die ander gelowe het goed en ons kan selfs sê die ongelowige tradisies het dade wat gedoen moet word. En as ons kyk wat Jesus vir ons sê, dan is daar 'n baie kragtige waarheid en dis 'n waarheid wat direk van Jesus gekom het. In Johannes 14 vers 6 lees ons en dit sê baie duidelik, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek weet nie van julle nie, maar vir my klink dit nogal redelik, dis hoe jy dit doen. Deur Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Net 'n kantlyn aantekening, as jy ooit by enige geloofsgemeenskap betrokke is, en hulle kan nie daarop staan dat Jesus die enigste weg en die waarheid is nie, hardloop. Want dis 'n kernding wat ons vandag aan dink, en wat die Bybel vir ons sê, wat Jesus self vir ons gesê het. Hy is die weg en die waarheid. Dis nie een van baie opsies nie, dis 'n uitsluitende waarheid. Dis 'n full stop, daar's niets anders nie.
dis net Jesus. Nou baie keer as jy met mense gesels oor jou geloof, dan sal jy hulle agterkom, baie mense sal begin sê, ja, maar die moslems dit, die hindoes dit, die boeddiste dit. Maar ek wil jou vandag vra en jou uitdaag dat om nie met mense te redeneer oor wat se godsdiens reg is nie. Maar ek wil jou hê om te dink, oorweeg liewers Jesus. Oorweeg liewers om oor Jesus te praat, en dis wat ons vanoggend wil gesels. 3 puntjies oor waar ons kan oorweeg in die feite en wat ons glo en wat ons weet, Jesus. Dit is die antwoord. So die eerste een wat ons moet oorweeg is, ons moet kyk na die bediening van Jesus. Ons het nou wel hierdie naweek die tyd van Jesus se tyd op aarde terugoor gedink, bedink en ons het gemediteer, wat jy ook al dalk gedoen het, maar ons almal het in hierdie tyd gedink aan Jesus se einde. Maar Jesus het ook voor die kruis en die leë graf baie amazing goed gedoen. Hy het baie goed gedoen wat mense heeltemal in sy kultuur omgekrap het. Dit is belangrik dat ons sal kyk na wie Jesus gekom het. Sy koms na die wêreld is nie 'n uitnodiging gewees aan mense wat dink hulle is uitgesort nie. Sy uitnodiging was nie gewees aan mense wat geweet het ek is goed nie en ek is okay nie. Sy uitnodiging het gekom na diegene wat dink hulle sukkel. Hy het gekom na mense wat gebroken is, wat swaar kry, wat bewus was van hulle eie nood. Dit was 'n reddingspoging gewees. Jesus het ingekom om te red. So Jesus se bediening was nie net om na die kruis toe te gaan nie. Dit was gewees om te kom bedien, om te wys wie hy is en vir wie God se hart is. Markus 2 vers 16 tot 7, het die godsdienstige leiers 'n klomp goed gevra. Hulle het gevra, hoekom eet hy saam met sondaars? En Jesus antwoord hulle toe. Toe die skrifkenners onder die fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gevra, waarom eet hy saam met die tollenaars en sondaars? Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Kan jy julle indink in die tyd van Jesus waar tradisies, rituele, die Joodse godsdienst so baie goed gehad het wat jy moes doen om reg te wees voor God? Hier kom Jesus, hy sê hy is die seun van God, hy gaan na die slegtes van die slegtes, hy eet saam met tollenaars, prostituie, dink aan hoe sleg het is, Jesus het saam hulle geëet, en dan hoor hy die mense chat hier langs die kant. En dan sê hy vir hulle, ek het nie gekom vir die regverdiges nie. Ek het nie gekom vir die mense wat uitgesorteer is nie. Ek het gekom vir die sondaars. Daarom is die kerk nie 'n plek vir 'n klomp perfekte mense nie. Dis net 'n plek waar 'n klomp sondaars by mekaar kom in die hoop dat ons lewens op 'n manier God sal verheerlik. En as jy dit oorweeg, as jy Jesus se bediening oorweeg, verander alles. Waar die wêreld vinnig is om te oordeel, het Jesus mense met oop arms verwelkom. Verbeel jy daar klop 'n prostituut aan jou deur? Wat gaan jou gesindheid wees? Jesus sou vrolik, vriendelik haar gegroet het, haar laat tuis voel het. Wat sal ons doen as hier vanoggend iemand instap van 'n ander geloof wat sommer net heeltemal aflyk volgens ons standaarde, né? Julle verstaan wat ek bedoel. Wat sal ons doen? Sal ons op 'n angle na hulle kyk of sal ons hulle verwelkom? Ek het die hoop in my hart en wat ek hier beleef is dat ons liewer sal omvou. Dit is wat Jesus sou gedoen het. Oop arms ontvang en verwelkom hy. En hy bewys onverdiende genade. Jesus se bediening was 'n tasbare demonstrasie van goddelike krag. Hy het goed gedoen soos die blindes laat sien, hy het siekes genees, dan het hy tot die dood trotseer. Meer as net trotseer, hy het dit oorwin. In hom, in Jesus, ontmoet ek en jy 'n God wat onvermoeid die verlorenes soek. 'n God wat aktief uitreik
na mense wat kies om hom nie te kies nie. Alles wat stikkend is, maak God nuut. Jesus het die dood oorwin en dit gee vir hom die krag om enigiets te doen. As hy die dood kan oorwin, dan kan ek met oortuiging in my hart sê hy is tot enigiets moontlik in staat. So voor die kruisiging, voor die opstanding, kom ons oorweeg net Jesus se bediening. Kom ons kyk wat hy ons leer, hoe hy geleef het. En dan kom ons op die punt waar ons sê, kom ons oorweeg die opstanding van Jesus. Nou, my ongelowige vriende, dit is die een ding wat hulle onderkry. Hulle is nog okay en kan die kruis verstaan en Jesus wat aan die kruis is en doodgemaak is, maar hulle sukkel regtig om die opstanding te verstaan. Die opstanding is die splinterpunt, dit is die nucleus, dis die punt waarom alles draai. En daarom sê ek altyd, hierdie naweek is my Kersfees, want dit is vir my die belangrikste ding wat ek glo ooit in die geskiedenis van die mens gebeur het. Dis die nucleus. Jesus het sonder sonde geleef. Ons leer dit in die woord. Hy het sonder sonde geleef en uiteindelik het hy aan die kruis vir ons oortredinge gesterf. Met sy laaste krag het hy vergifnis uitgespreek. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy het sy asem uitgeblaas en gesê dit is volbring. Maar hier is die ding wat so mooi is. Die storie eindig nie by die graf nie. En ek dink ek het dit verlede jaar ook gesê, maar ek gaan dit weer sê. Ek dink daar's 'n gebrek in ons bewusheid van die dood omdat ons so min langs 'n graf gaan staan. As iemand sterf, is dit gewoonlik 'n verrassing, jy is by 'n diens en is by. Maar daar's iets wat 'n ou van die dood besef as jy langs 'n graf staan waar in 'n kus gesak word. Dit eindig nie daar nie. Dit hoef ook nie vir ons in die graf te eindig nie. As ons Jesus se opstanding oorweeg, dit aanvaar as waar, dan kan hy ook vir ons sê, dit is volbring. Jy's 'n kind van God. So 3 dae later was die klip weggerol en die graf leeg. Handelinge 3 vers 15 sê, maar julle het die leidsman tot die lewe doodgemaak. God het hom uit die dood opgewek. Daarvan is ons getuies. Die disippels het dit gesien en dit het wat hulle gevrees het verander na moed in hulle. As jy nie weet nie, die disippels was teikens gewees na Jesus se kruisiging. Hulle wou gekeer het dat hulle stories vertel oor Jesus. Maar toe hulle sien dat Jesus opgestaan het, nie toe hulle hoor nie, toe hulle sien hy het opgestaan, toe kry hulle moed. Toe verdryf die vrees en die moed kom in. Nou hier's 'n baie belangrike ding en dalk is dit iets wat jy sommer net in jou agtersakkie kan sit as jy met iemand praat oor, is die storie van Jesus waar, is die Bybel waar, is die dood eenvoudige feit van niemand sterf vir 'n leuen wat hulle self opgemaak het nie. Hierdie disippels, meeste van hulle is almal doodgemaak oor wat hulle getuig het van. Hoekom kon hulle dit ten spyte van die vrees oor hulle eie lewens te doen, want hulle het dit gesien. Hulle was getuienis gewees en jy kan vir jouself vra, sal jy bereid wees om vir 'n leuen te sterf? Ek het al van baie mense gehoor wat vir die waarheid sterf. Ek kan nie aan een persoon dink wat vir 'n leuen gesterf het nie. So ek wil vir jou vra, oorweeg die waarheid van Jesus se opstanding. En die derde een is, oorweeg die boodskap van Jesus. So die vraag is, hoe word ons reg met God? As ons die boodskap van Jesus oorweeg, dan is die antwoord nie om harder te probeer nie. Of 'n godsdiens wat 'n klomp riglyne of reëls het nie. Noem dit wat jy wil, die goedjies wat jy naby jouself en ek as ek net dit kan doen en dit kan reg doen. Vergeet dit. En begin fokus op 'n verhouding met Jesus. Dis 'n probeer. Ons gaan dit dalk nie heeltemal op hierdie aarde regkry nie, maar eendag in die hemel gaan dit tot volmaaktheid kom. Romeine 3 vers 22 sê,
Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Hierdie geregtigheid, hierdie regmaak van die verhouding met God, gee God deur Jesus vir ons almal wat glo. Dit sê nie jy word geregtig deur goed genoeg te wees nie, of jou lewe reg te kry nie. Dit sê deur geloof in Christus. Ons word reg met God omdat Jesus perfek is. Nie omdat ek en jy enigstens perfek kan wees, ons kan probeer, maar ons gaan sukkel. Vra maar vir Charney as hy terugdink aan Dian se preek waar hy vir ons gesê dat ons almal is eintlik so sleg as ons met Jesus vergelyk. Al hoe dit kan gebeur is deur geloof in Jesus. Jesus, die perfekte offer. Hy het die prys betaal. Hierdie genade, hierdie wonderlike genade, hierdie genade wat ons verstand te bowe gaan, beskikbaar vir almal. Dis beskikbaar vir daai vriend of familielid van jou wat jy dink so ver van die pad af is. Dis beskikbaar vir hulle. Hoe is jy daar op die vehikel, die voertuig om daai genade by hulle uit te bring? Daai kollega by die werk. As jy Jesus oorweeg in sy boodskap, dan gaan jy beweeg wees om ook ander mense na hierdie geloof te trek. Maak nie saak wie jy is of wat jy gedoen het nie. Die verlede is goed, maar dit is nie altyd goed om in die verlede vas te hou nie. Seer gebeur met almal van ons. Jy het die keuse of jy aan dit wil vasklou of jy dit wat Jesus vir ons wil gee, vat en sê, ek oorweeg die opstanding. Dit beteken, ek kan ook opstaan en aanbeweeg. Maak nie saak wat se seer, wat se verlede daar is nie. Dis moeilik, maar alles is moontlik met Jesus. As hy die dood kon oorwin het, dan is ek seker kan hy ons ook uit die dood uitred. So wat is ons reaksie? As Jesus die seun van God is wat gesterf het en opgestaan het, dan is die enigste sinvolle reaksie om jou lewe vir hom te gee. As Jesus net gesterf het en daar nie 'n opstanding was nie, dan was hy net nog 'n ou wat gekruisig is. Maar die feit dat hy opgestaan het, die feit dat die disippels getuies was, en as jy gaan lees in Handelinge, dan gaan jy hoor hoe die mense praat van hoeveel getuies was wat daar gesien is, gaan lees dit bietjie. Daarom kan ek en jy tot die enigste sinvolle reaksie kom wat sê, ek gee my lewe vir hom. Nie net te deel nie, nie net op Sondag nie, maar alles. En hierdie is iets waar ons dalk nog verder in die jare oor sal praat, maar ons het altyd gesê, om net jou lewe vir Jesus gee, dit vat iets van jou. Jesus het alles gegee, so dit gaan iets van jou ook vat. Jesus het gekom om jou die lewe te gee, so dalk moet jy ook sterf, sodat hy in jou lewe kan bring. En vandag en die hele dag en môre en die res van die week, nou alles wat ons die naweek beleef het, wil ek jou vandag uitdaag om te vra, is dit nie dalk die tyd om te begin reageer op hierdie waarhede wat ons ontdek as ons Jesus oorweeg nie. Dalk kyk jy op die livestream of jy kyk na die tyd of jy sien iets op TikTok, of jy dit nie dalk net oorweeg dat Jesus die verskil is nie. Dat Jesus die onderskeid is tussen verskillende gelowe en verskillende tradisies, dat Jesus oorweeg kan word as die antwoord. En as jy vandag voel, hierdie trek in jou hart na mekaar en dalk is jy op 'n plek waar jy naby God was en bietjie afgedwaal het, dalk het jy nog nooit regtig hierdie hele konsep heeltemal aanvaar nie. Wil ek vir jou sê, oorweeg dit. Oorweeg om dit te aanvaar. Sê ja vir vergifnis. Sê ja vir genade en ja vir 'n nuwe lewe. Die prys is klaar betaal. Jesus het uit die graf uitgeloop. Ons kan saam met hom uit die graf uitstap. So oorweeg Jesus dat Paasfees nie net nog 'n naweek was nie, maar dat dit 'n lewensveranderende naweek was, waar jy Jesus oorweeg het en besef het, ek is bereid om in 'n verhouding te gaan met hom.